Gees en ek het ons gisterand met mekaar gesels, jy sal het onthou oor die leiding van die Heilige Gees, en dan praat ons vanaand met mekaar oor die gehoorsaamheid aan die stem van die Heilige Gees. Maar voordat ons aangaan, Johanay, welkom. Ons is so bly julle is weer hier in ons midde. Ek weet net nie waar die ander helfte vanaand is nie. Is hy op die plaas. Lekker, maar ons is bly, julle is hier vanaand saam met ons. Ja, wel hy was aan. Hy was net nou aan. Maar ek sukkel bietjie, ek sien hy. Kan ek julle hom hoor agter? Miskien moet jy maar die bokom sit. Kom ons word stil voor die Here en dan vra ons hom dat hy self vanaand weer die akker van elke hart sal voorberei, vir ons vrugbare grond sal gee, waarin ook hierdie saad wat van hom afgebid is, sal groei en sal vrug dra, soos wat net die Heilige Gees se inwerking kan. Kom ons word 'n oomblik stil en dan sal ek vir ons voorgaan. Kyk, die tabernakel van God is by die mense en hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Here onse God, as ons vanaand voor u kom en bid en pleit, u aangesig soek, Heer, u genade en u barmhartigheid en u vrede, o God onse Vader, en die soenverdienste van ons dierbare Heiland, ons Here Jesus Christus, en deur die kragvolle medewerking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons maak ons liederebundels oop, juis waar dit gaan oor geloofsekerheid en die feit dat ons aan die Here self behoort. Kom ons gaan na Gesang 114 toe. Gesang 114. Net daardie eerste vers, en ons kan dit werklik waar van harte met mekaar saam sing. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. En dis ook wat ons vanaand met mekaar gaan sê, daardie versekering deur die Heilige Gees. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop. Dis my anker, my vaste hoop. Kom ons staan daar die eerste vers van Gesang 114 asseblief.
Ons gaan vanaand hieruit Efesiërs 4 met mekaar saam lees, Efesiërs 4, daar vanaf die 17de vers. Maar ek wil tog, voordat ons weer begin en met mekaar saamgesels oor die Heilige Gees in ons lewe, en ons gehoorsaamheid aan hom, wil ek tog vir u iets voorlees, wat Wilma vanmôre my oog op gevestig het. En dan kan ons onsself maar daaraan meet, en ons kan ons gemeente daaraan meet. En dit is waar die Heilige Gees is daar reiniging, is daar opwinding, is daar groei. Hy gee vir ons motivering, hy gee krag, en hy gee die vermoë om die evangelie van Jesus Christus oor die hele wêreld uit te deel. En dan hier die vraag, waar pas u en ek in? Wat is u en my taak dan in hierdie wêreld? Ons wat sê dat ons kinders van God is, dat ons gedryf word en gedring word deur die Heilige Gees. Maar voordat ons gaan saam lees en sy woord oordink, broeders, kom ons staan asseblief en dan nader ons tot God se troon in gebed. Heer, u het gehoor. U het gehoor toe ons so pas gesing het. My enigste troos is dat ek aan Jesus Christus behoort. Ja, of ek lewe, of ek sterwe, ek is verseker dat niks en niemand ons gemeente uit u hand kan ruk nie. Here onse God, ons wil vanaand lofliedere sing, en ons wil sê dankie. Dankie, Here, vir soveel onverdiende genade uit u hand ontvang. Ja, Here, het u vir ons die Heilige Gees gestuur het as waarborg van dit wat nog kom. En daarom kan ons maar net kom vra vanaand, dat u dit in ons sal stil maak, Heer, dat ons kan luister wat die Gees vir die gemeente sê, die troos, die versekering, maar ook die vermaning. Spreek, Heer. Spreek tog, u gemeente luister. U mond by ons oor, u arm om ons skouer, u hand onder ons elmboog, Heer, wanneer ons hierdie lewenspad loop. Want ons kan dit nie sonder u nie. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Efesiërs 4, daar vanaf die 17de vers. Dit sê ek en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie, in die verwardheid van hulle gemoed. Ek wil vir ons kom wys, daar's twee paaie. Die ander heidene, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God,
deur die onkunde wat in hulle is, vanweë die verharding van hulle hart. Hulle wat ongevoelig geword het, en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid, om in hebsug allerhande onreinheid te bedryf. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. Dan is ons nou hier by die pad van die lewe. Die ander een was die pad van die dood. Julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Ander vertaling sê, julle het mos van hom gehoor, en julle het geleer dat hy die waarheid is. Dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouë mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. En dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is, in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom, nou kom hy met sy voorskrifte van dit wat nie in 'n gelowige se lewe tuis hoort nie. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste. Want ons is mekaar se lede, die huisgesin van God. Vers 26, word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie. En onthou, in daardie tyd het 'n dagtelling begin as die son gesak het. In ander woorde, wat hy hier vir ons wil kom sê, moenie dat julle 'n dag ingaan, terwyl julle vir mekaar kwaad is nie. En gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel, nie meer steel nie. Maar laat hom liewer arbei, deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En dan vers 30, baie belangrik, spesifiek vir vanaand. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing, deur wie julle gewaarborg is dat julle verlos is. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. En dan kan ons die res hiervan gaan lees, waar hy verder gaan met die gemeente in hoofstuk 5, as hy sê, wees dan navolgers van God, wandel in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het. En dan kom sy alle onsedelikheid en onreinheid en hebsug, moet by julle nie eers genoem word nie, want julle is heilig. Ook gemeenheid en dwaase en lawwe praatjies wat nie pas nie, maar sê liewer dankie vir soveel genade, want dit moet julle weet, dat geen oreerder of onreine of gierigaard wat 'n afgodedienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. En dan nog, as ons verder gaan daarby
vers 19 waar hy sê, spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank, in die naam van ons Here Jesus Christus, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. So het nou net hierdie hoofstuk 5 so bietjie bygebring, want dit is vir my 'n pragtige hoofstuk wat ook by vanaand pas. Maar as hy dan vir ons in vers 30 kom sê, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle die waarborg van die ewige lewe ontvang het. Nou broers en susters, u sal onthou, ons het gisterand vir mekaar gesê, wie is die Heilige Gees? Wie is hy en wat doen hy? Ons het vir mekaar gisterand gesê, dat ons nooit die werk van die Heilige Gees in ons lewe mag misken nie, en ook die oproep, om ook van daardie onderste trappie af op te staan, en die leer van heiligmaking te klim. En nou wil ons vanaand vir mekaar weer net herinner, onthou, soos vir mekaar sê, die Vader, die Seun, die Heilige Gees, wat ons nie kan uitwerk met ons klein menslike verstandjie nie, is een wese, maar 3 persone. Vader, Seun en Heilige Gees. En dan moet ons vir mekaar sê, al praat ons van die Heilige Gees as die 3de persoon in die Heilige Drie-eenheid, is daar geen rangorde nie. Vader, Seun en Heilige Gees saam is die goddelike wese. Is maar net om elkeen se naam, of elkeen se taak uit te lê, die Vader Skepper, die Seun Verlosser, en die Heilige Gees ons trooster. En as ons vanaand vir mekaar kom sê, mekaar kom vermaan om te luister wanneer die Heilige Gees met ons praat, dan wil dit juis vanaand vir u en vir my kom sê, luister. Want daar in Johannes 14 vers 26 kom sê Jesus self, ek sal die Vader bid, en hy sal vir julle die Heilige Gees stuur, waarvoor? Om julle te herinner aan alles wat ek vir julle gesê en gedoen het. Om ons te herinner. Hy leer ons. As ons in Johannes 16 gaan lees, jy kan dit maar by die huis weer gaan lees, dan lees ons daar, hy kom herinner ons aan wat? Hy kom oortuig ons van sonde en van geregtigheid en van oordeel. En as u en ek in 1 Korinte 12 vers 7 en verder gaan lees, dan staan daar ook dat die Heilige Gees die een is wat die geloof in u en my hart kom plant. En daarom is dit so belangrik as ons vanaand vir mekaar dit ook wil kom sê, wat Paulus leer, moenie die heiligmaking verag nie. Want wie die heiligmaking in sy lewe wegskuif, skuif ook God uit sy lewe uit. En ons sê dit vanaand vir mekaar juis met hierdie doel, dat ons die leiding en die gehoorsaamheid van die Heilige Gees in ons lewe sal ons eie maak. Nou kom ons teksvers. En onthou, daar is baie geloofsgroepe daar buite, wat vir ons leer dat die Heilige Gees is net 'n krag, dit het ons gisterand ook vir mekaar gesê.
Maar onthou, die Heilige Gees is 'n persoon, soos wat God 'n persoon is, en soos wat Jesus Christus 'n heilige persoon is, so is ook die Heilige Gees 'n persoon. En nou kom sê hy vir ons, bedroef nie die Heilige Gees nie. Soos wat u en ek kleintyd al so baie gehoor het ook by ma, ek het jou nie so geleer nie, en ek sien die trane loop. So sien ek die trane loop, en ek sê dit met die grootste respek ook, uit die oë van die Heilige Gees, wanneer hy na u en na my kyk. En hy vir ons kom sê, maar my kind, ek het jou mos nie so geleer nie. Ek het jou mos nie geleer om so kort van draad te wees nie. Ek het jou mos nie geleer om so lelik te praat nie. Ek het jou mos nie geleer om met ander mense ongeskik te wees nie. Want altyd bly die voorbeeld van ons Here Jesus Christus daar vir ons om na te volg. Filippense 2, daarby vers 5 wat vir ons kom sê, hierdie gesindheid, 'n gesindheid van dink soos Jesus en doen soos Jesus, en teenoor ander mense optree soos wat Jesus opgetree het, so kom sê hy vir ons, so moet ons optree. En soos wat 'n persoon hier op aarde kan hartseer word en ongelukkig raak, so ook die Heilige Gees. En daarom is dit so belangrik dat u en ek ook sal leef volgens sy wil, sal leef in gehoorsaamheid aan hom. Gemeente van Witrifuur en elkeen van ons wat vanaand hier sit, is dit net nou vir mekaar hierdie vraag gevra, waar staan ek, waar pas ek in, as dit kom by die leiding van die Heilige Gees in my lewe. Daarom is dit so belangrik, as ons vir mekaar sê, om die Heilige Gees nie te bedroef nie. Want is u en my optrede werklik waar, as ons onsself meet aan die skrif, en meet aan die voorskrifte van ons Here Jesus Christus, is u en my lewe werklik waar, so drukskoon papier. Is u en my lewe werklik waar so, dat ek kan sê, ek bedroef nooit die Heilige Gees nie. Ek dink nie daar is so iemand nie, nie op hierdie hele wêreld is daar so iemand nie. Maar nou wil ons verder gaan, en wil ons dit vir mekaar sê. So met mekaar praat oor die Heilige Gees, en oor ons gehoorsaamheid. En dat ek daagliks, wanneer ek stil word voor hom, sal bid, Gees van God, maak my ontvanklik vir u woord, maak my gehoorsaam, maak my ore oop, leer my om hierdie vingers uit my ore uit te haal, wanneer u met my wil praat. Want daar is hierdie twee paaie wat ons net nou vir mekaar van gesê het. Die pad van die dood, die breë pad, waar ek saam met die wêreld loop en saam met die wêreld maak net wat hulle wil, maar ook die pad van die lewe, die smal pad, die pad agter Jesus Christus aan, die pad waar ek aan Jesus se hand vashou, en ek soos Paulus elke oomblik van elke dag vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ons het nou die dag al reeds met mekaar daaroor gepraat, toe ons mekaar gesê het, onthou hierdie bandjie wat die jong mense op 'n stadium om die arm gehad het, WWJD, what would Jesus do? Skoon maar die Engels, wat sou Jesus doen, as hy in my plek was?
dat dit vir u en vir my lewensrigting sal gee. Wat wil die Here hê? Wat wil die Heilige Gees hê? Moet ek doen? En as u en ek vanaand kom bely, ek is 'n Christus gelowige, nie 'n gewone gelowige nie, want 'n gewone gelowige glo ook in Mohammed en al hierdie ander goggas. Ek is 'n Christus gelowige. En omdat ek 'n Christus gelowige is, onderskei dit my van hierdie wêreld en staan ek uit in hierdie wêreld omdat ek die merktekens van my Here dra. Want 'n Christus gelowige is gehoorsaam aan die stem van God. En nou het ons nou die aantal vir mekaar gesê en ons sal nog weer daarby uitkom. Hierdie stem van God, my gewete, is God se stem, wat my aanspreek as ek as kind van God op die verkeerde pad is. Wat vir my sê, gaan doen dit. En as u en ek vanaand, broeders en susters, dood eerlik met onsself moet wees. Dink u en ek dat God tevrede kan wees met hoe ons lewe lei? Nou moet ek nou maar weer vanaand hierdie 10 vingers na myself toe wys. Kan God tevrede wees met die manier waarop ek leef? Die manier waarop ek hier op hierdie Dinsdag by die werk te kere gegaan het? Kan God met my tevrede wees? En as ons gehoorsaamheid aan die stem van God se Gees moet beoordeel, sou u en ek tevrede kon wees. Vanaand as ons lewe oordink, kan ons tevrede wees met die stand van sake. Ek dink ons staan vanaand almal weer met 'n rooi gesig voor God. Ons staan in skaamte voor hom, want ek dink nie hier in die gemeente van Witrifuur en enige plek in Witrifuur en in Suid-Afrika en oor die hele wêreld is daar iemand wat so arrogant kan wees om te sê, die Here is met my tevrede nie. En ek is met myself tevrede nie. Kom ons leer mekaar vanaand van 'n bloedband. 'n Bloedband tussen verlosser en verloste. 'n Bloedband op Golgotha gesmee. Toe hy my met koorde van bloed aan hom vasgebind het, as sy kind. Toe hy vir my kom sê het, ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. En wanneer ons dit hoor, en ons sien onsself in ons ellende, en ons gebrokenheid, dan kom Jesegiel 16 vers 6 by my op, waar die Here sê, ek het by jou verby gegaan, en ek het jou sien spartel in jou bloed. Toe het ek vir jou gesê, in jou bloed leef. Ja, ek het vir jou gesê, in jou bloed leef. Hoe groot is God se genade nie oor u en my nie. Ook vanaand, dat hy uit die hemel uit neerbuig, en dat hy vir u en vir my vanaand weer hierdie geleentheid kom gee. Met ons kom bemoeienis maak, omdat hy my uitverkies het.
En omdat ek aan hom behoort. En nou kom die vraag baie keer by ons op. Hoe weet ek is uitverkies? En dan kom leer die skrif vir ons in 1 Korinte 12 vers 3. Niemand kan sê dat Jesus Christus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. En as u en ek dit vanaand kan bely as ons voor ons gaan slaap in ons gebed of môreoggend as ons opstaan, my Here en my God, in die woorde van 'n Petrus en ongelowige Thomas, toe Jesus hom in 'n hoek gedruk het en hy gesê het, Jesus is God. Vriende, as God se Gees in ons is, en nou het ons gehoor, ons hoef nie te twyfel nie. As God se Gees in ons is, dan is dit 'n teken dat hy my uitverkies het en dat ek aan hom behoort. Maar nou wil ek vir u onmiddellik ook daarop herinner. Dink vir 'n oomblik. Die Here het vir Samuel na Saul toe gestuur. Gaan salf Saul as koning. Net om in 1 Samuel 15 vir hom te sê, die Here het jou koningskap van jou weggeskeur. En lees ons, toe hy by die heks van Endor was in ongehoorsaamheid, het God sy Heilige Gees van hom weggevat. En daarom is hierdie oproep tot gehoorsaamheid vanaand so ontsettend belangrik en so ontsettend ernstig. Want ons het dit baie vir mekaar al gesê en kom ons sê dit vanaand weer. Die Heilige Gees soos 'n groot gentleman. Hy gaan aan ons hart kom staan en klop. En hy gaan klop en hy gaan weer klop en hy gaan weer klop. Tot op 'n dag. Dan gaan hy stil omdraai. En hy gaan wegloop. En as ons hom dan soek, dan is hy nie meer te vind nie. As ons hom dan nodig het, dan is hy nie meer daar nie. Daardie dag, toe ek my hart vir die Here gegee het ek hom die alleen inwoner in my huis gemaak. Daardie dag toe ek my hart vir die Here gegee het, kom ons sê dit maar in 'n taal wat ons almal sal verstaan. Daardie dag het ek vir die Here lewensreg op my lewe gegee. Hy is die alleen eienaar. Hy is die alleen inwoner, die alleen heerser. Dis immers hoe dit veronderstel is om te wees. En as en ek nou vanaand weer introspeksie doen oor vandag en gister en eergister en verlede week en sover so wat ek kan dink. Wat dan? Wat dan? As God deur sy Gees by ons inwoon. En onthou wat leer hy vir ons? Julle liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Dan lees maar weer Korinte. Julle liggaam is tempel van die Heilige Gees.
En as God dan by ons inwoon, beteken dit dat elke deel van liggaam, siel en gees aan hom behoort. As iemand by my kom kuier, dan gee ek nie vir hom 'n stoel uit en maar daar onder die portaal sit, daar buitekant op die stoep nie. Ek gaan vir hom sê, kom in. Kom in en kom maak jou tuis. En dan is my hele huis tot sy beskikking. Sitkamer, slaapkamer, kombuis, badkamer. Ja, ook my braaiplek daar in die agterplaas, waar ons so lekker partytjie hou. Dan word ook dit onder God se beheer. Dan staan ook dit onder my gehoorsaamheid. As ek saam met my pelle dam toe gaan. As die Heilige Gees op 'n Sondagmôre vir my sê, hoor jy die kerkklok lui? En die geroep van my maats, my pelle is harder. En dan klim ek maar in die kar en ek gaan hierdie dag en ek gaan vier fees saam met hulle. Altyd vir onsself afvra, as die Here nou sou kom en hy sou vir my hier aantref met dit waarmee ek nou besig is, gaan daar 'n traan in die Heilige Gees se oë wees? Of gaan daar 'n glimlag om sy mond wees? Dat ek myself afvra, elke oomblik van elke dag. Want onthou, gaan lees maar weer Johannes 14. My Vader is die landbouer. Elke loot wat in my nie vrug dra nie, sny hy uit. Word uitgegooi, dit verbrand. Want daar diegene wat in die moederstok loop en die vrugte wat die hoofstok dra, is ook vrugte wat ek moet dra. In my gehoorsaamheid. Kom ons bring hierdie saak huis toe. En nou vra ons onsself ernstig hierdie vraag af. Wanneer ons onsself oorgee aan onreinheid of gedrag wat 'n kind van God nie pas nie, weet jy waarmee is ons besig? Ons is besig om daardie persoon vir wie ons toegang tot ons huis gegee het, by die deur uit te stoot. Vir hom te sê, hy's nie meer welkom nie. Want as Jesus kom en hulle die boodskap vir hom kom gee, die moeder en die broers soek u. Dan sê hy, wie is my moeder en my broers? Nou wys hy na die gaste rondom hom. Dan sê hy, hier is my moeder en my broers. Jesus se hemelvaart is die Heilige Gees gestuur as die trooster in Jesus se plek. Hoor mooi. En as u en ek op die onderste trap van hierdie leer van heiligmaking gaan bly sit, en ons stel nie belang om te begin werk om hierdie leer te klim tot daar waar die Here vir my wil hê nie, is ek besig om ook Jesus uit my lewe uit te skuif. Want u en ek, as ek net nou vir mekaar gesê, se bloedband. U en ek is aan Jesus Christus gebind deur sy bloed en net soos ons aan die Heilige Gees gebind. En nou kom leer Galasiërs 5. U kan Galasiërs 5 maar gaan lees.
wil baie duidelik met u en met my praat. Hy leer wandel deur die Heilige Gees, met ander woorde wees gehoorsaam aan die Heilige Gees, dan sal julle nooit die begeerte van die vlees, van die wêreld volbring nie. Want wanneer u en ek, en nou moet ons voorkant toe nie maar vir die Here gaan sê, ek het nie geweet nie. Want as u en ek gaan aanhou met 'n lewe en volgens die eise van hierdie wêreld, dan is u en ek besig om daardie koord wat tussen my en die Here bestaan as verlosser en verloste deur te sny. Ek gaan lees vanaand by die huis Galasiërs 5 vers 19 en verder. Dan lees ons by vers 21. Die wat sulke dinge doen, sal die koninkryk van God nooit beerwe nie. Dan het ons daai koord, daai band deurgesny. Want die Heilige Gees kom verseker vir ons van die ewige lewe. Hy is ons waarborg, hy is ons eerste paaiement. Hy gee vir ons die versekering dat al die beloftes wat Jesus Christus vir ons kom gee het, ook ons deel is. Maar as ons met mekaar praat van waarborg, 'n seël, dan wil dit juis vir ons kom sê, dis 'n troos en 'n vermaaning. As ons kyk na die troos, daardie troos wat vir ons kom sê, toe ek my hart in sy hande geplaas het, hoor mooi, en almal van ons het dit op 'n stadium gedoen, almal van ons het vir die Here gesê, ja Here, ek wil U dien met my hele hart en siel en verstand en alles wat ek het. Toe ek my hart in sy hande geplaas het, en myself in vertrou aan hom oorgegee het hy my kom beveilig met die beskerming van sy bloed. En daardie woord het ons in Johannes 10:28. Niemand sal ons uit sy hand uitruk nie. Seël is 'n eiendomsmerk. 'n Skaapboer, 'n beesboer, plaas 'n oorplaatjie of 'n brandmerk op daardie dier, sodat hy daardie dier altyd kan uitken. En u en ek is as klein babietjie deur ons ouers na God toe gebring. En het u en ek sy merk, sy seël op ons voorkop ontvang. En daarom as hy vanaand neerkyk op Witrifuur gemeente, dan moet hy u en my kan uitken as sy kind. As hy neerkyk op hierdie wêreld, want ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie meer van hierdie wêreld nie, kan die wêreld sien aan wie ek behoort. Kan die wêreld die merk van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees in my lewe sien? Iemand sê vanmiddag vir my, terugverwysend na verlede Saterdag se funksie hier. Dit was vir hom so lekker, want dit was soos dit in die ou dae was.
En as ons praat oor die ou dae, dan gaan ons terug daar na Handelinge toe. En dan sien ons hoe dat op een dag 3000 mense tot bekering gekom het. En daar is daagliks, leer die Bybel vir ons, is daar bygevoeg, hoe dat hierdie mense besiel was met die teenwoordigheid in hulle lewe. Daardie bewys van God se eienaarskap. Gehoorsaamheid. Jy sal 'n stem agter jou hoor wat sê, dit is die pad. Wandel daarop. En vir een van my as gelowiges is dit God se stem. Hierdie merk is nie net eienaarskap nie, maar is ook die waarborg dat God waar is. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Die Heilige Gees getuig, saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Daarom mag ek nooit twyfel. Nooit twyfel aan my uitverkiesing nie. Nooit twyfel aan die Heilige Gees wat die pad saam met my loop nie. Maar hierdie waarborg van die Heilige Gees word ook vir een vir my gegee om ons te beskerm teen diefstal. Want onthou die dag toe ek my hart vir die Here gegee het, het ek in Satan se visuur beland. Op daardie kruis van daardie haarlyntjies. Maar nou leef u en ek uit Christus se oorwinning. En hierdie duiwel geen vatplek op u en my nie. Kan hy u en my niks doen nie, behalwe as ons so Saul die rug op die Here draai. En vir hom sê ek stel nie verder belang nie. Demas wat die teenswoordige wêreld lief gekry het, Demas wat saam met Paulus gewerk het en saam met Paulus ook geleef het. Maar hierdie seël vra vanaand vir u en my, hierdie waarborg. En nou moet ons maar weer na onsself kyk. Hoe gevoelig is ek vir God se stem in my lewe? Luister ek? Of laat ek dit verbygaan? Moenie die Heilige Gees bedroef nie. Moenie die Heilige Gees hartseer maak nie. Moenie die Heilige Gees se stem, wanneer hy met u praat, dooddruk nie. Leef soos mense wat nuut gemaak is. Onthou Nikodemus, Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? Nee, Nikodemus, jy kan niks doen nie. Maar die Heilige Gees sal jou lewe uit die hemel uit verander. Wedergebore. Leef dan soos wedergeborenes. Leef dan soos mense op hierdie smal paadjie. Want soos Jesus 100% gehoorsaam was aan die stem van die Vader, so kom vra hy dit vanaand van u en my ook. Nie helfte nie, nie bietjie nie, nie sover ek kan nie. Dis 'n opdrag. Dis 'n opdrag. En as u en ek vanaand om daartoe bid, weet dit, hy kan as hy dit doen, hy wil dit doen, en hy sal dit doen, vir elkeen wat hom in opregtheid daarom bid. Amen. Ons gaan geleentheid gee vir gebed. Die Here hoor ook elke stil gebed, maar laat ons nie vanaand op mekaar wag nie. Kom ons gee geleentheid vir gebed.
onsse God, ons het U stem gehoor vanaand. En as ons na U toe kom soos wat ons is, skeef, krom, gebroke, dankie dat U ons vat soos wat ons is. Kom verander vir ons, Here. Kom verander ons hart, ons niere, ons verstand, ons alles, tot U eer alleen. Ja, Heer, ons het vanaand U stem gehoor. Ja, en in U liefde dring dit vir ons vanaand na U toe. Dankie dat U vir ons nie wegstoot nie. Dankie dat U vir ons lief het met 'n Golgota's liefde. Dat U vir ons lief het met 'n Pinksterliefde, want so maklik kon U U gees teruggehou het en gesê het, snork self op. Maar U het nie. Nou wil ons vanaand afbid vir Witrifuur, Here, vir U kerk, hierdie gemeente, vir ons land, ons volk, wat koud geword het. Eintlik nie koud nie, net lou. Dat U ons nie uit die mond sal uitspuug nie, maar dat U hierdie rokende lamp het weer sal brandmaak. Dat U hierdie geknakte riet sal verbind. Dat die wêreld kan sien, hier is iemand wat aan U behoort. Hoor ons vanaand. In Jesus naam. Amen. Kom ons gaan na Gesang 105. Gesang 105. Al 3 daardie verse in antwoord. Onthou, dit is dan ook ons antwoord op dit wat ons in die prediking gehoor het, die woord van die Here. Ons antwoord, lei ons dan, Here, groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. Lei ons dan, Here, groot en magtig, U alleen ons sorg en stit. Lei ons, Here, U alleen ons borg en steun. En dit wat daarop volg. Kom ons staan 105, al 3 daardie verse en ons sing dit biddend, pleitend. En as ons klaar is, dan sal ek vir ons voorgaan met die seën van die Here. Asseblief.
ons sluit die oë en dan bid ons om die seën van die Here vanaand. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onsse Vader en die kragtige teenwoordigheid van sy Heilige Gees ons deel bly waar ons ook al mag gaan. In Jesus naam. Amen.